Is dit nie amazing hoe party mense se storie jou net so kan stig nie? Ek luister 'n storie wat 'n mamma met my share en ek moes my gather en my trane gather seker vir 'n halfuur nog nadat ek die storie die eerste keer gehoor het. En ek wil dit graag vandag met jou deel en die fokus wat ek op hierdie storie wil sit dis 'n storie van 'n gesin om kies om godly te lewe. 'n Gesin wat kies om God in hulle lewe te erken. En die storie begin by 'n pappa wat 'n passie het en wat 'n droom het en van sy huis af sy droom uitleef. En hy kry die geleentheid om hierdie droom van hom 'n werk te maak. En hy kom in 'n geleentheid waar hy 'n besigheid kan besit en waar hy sy passie, daar waar hy mense kan help, daar waar dit vir hom lekker is, waar dit vir hom nie soos werk voel nie, maar soos vakansie, daar waar hy verskil kan maak. En hy sit in 'n besigheid en hy en sy gesin kies om elke dag die Here te vertrou vir hulle besigheid. Maar so is hulle besigheid nie op 'n perfekte plek geleë nie en kom daar nie altyd genoeg voete nie en hulle sien 'n perseel waar hulle graag hulle besigheid sou wil na toe skuif. Met die droom dat hulle meer voete kan hê, meer mense kan hê wat weet van hulle en toe hulle uitvind om te kyk wat sal die skuif kos en is dit vir hulle die moeite werd en is dit vir hulle iets wat hulle sal kan regkry. Kom die uitslaa dat dit net heeltemal te duur sal wees om te skuif. Dat die huur te duur sal wees en dat dit net 'n moeilike skuif sal wees. Maar sien, hierdie gesin hou vas in Jesus. Hierdie gesin leer hulle kinders reg en hierdie gesin kyk uit vir mekaar en is lief vir mekaar en is mainly so lief vir die Here. En daar word gebid en daar word gesmeek en daar word soveel mense wat vra om saam te staan en te kyk hoe hierdie ding kan verander in hulle guns. En toe kom daar 'n boodskap deur, 'n oproep deur wat sê ons is bereid vir julle om hierdie perseel te huur vir baie, baie goedkoper as wat ons oorspronklik wou. En die besigheid kan skuif en daar kan meer mense weet van die besigheid en meer voete wees en dit kan beter gaan. En hierdie storie is my so mooi want nêrens in hierdie verhaal gee iemand op nie. Nêrens in hierdie getuienis besluit iemand ek is nou klaar en ek is nou klaar met die Here nie. En dit gaan nog steeds nie altyd goed nie. Party daar is nog steeds 'n uitdaging. Maar 'n mamma en 'n pappa het 'n keuse gemaak om 'n godly gesin groot te maak en om aan die Here vas te hou. En die Here kyk uit vir hulle elke dag. Ons weet nie altyd dat God dinge behind the scenes doen nie, agter die skerms doen nie, maar ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak in watter situasie jy is nie. Jy sien nie wat God alles in plek kry vir jou nie. Dis my amazing hoe die Here hierdie gesin se lewe in plek gesit het en hulle sien dit nie, hulle beleef dit. En party dae gaan dit maklik en party dae is dit moeilik, maar hulle hou vas in Jesus. Mag jy 'n godly gesin groot maak. Ek hoop jy het 'n lekker aand.